Weereens baie welkom by ons erediens. Kom ons word stil voor die Here. Die Almagtige, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy gee nuwe krag aan die wat moeg is. Hy maak die moedelose weer vol moed. Amen. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons loof die Here vanoggend uit ons harte op hierdie mooi lenteoggend. Ons gaan die 228, die Halleluja lied 2 keer sing en dan direk daarna lied 200, die eerste en die derde vers. U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Wie word daardeur nie diep getref? Kom ons sing van die goedheid van die Here. Kom ons loof hom, die 228, 2 maal en die 200, vers 1 en 3. Kom ons luister vanoggend na die samevatting van die wet van die Here, soos vir ons opgeteken in Lukas 10 vanaf vers 25. Daar was 'n wetgeleerde wat Jesus met 'n vraag wou vasstel. Hy staan op en vra: "Meneer, wat moet ek doen
om die ewige lewe te verkry. Jesus sê vir hom, wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar? En hy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom. Doen dit en jy sal die lewe verkry. Kom ons bely nou ons liefdeloosheid, die dinge wat ons verkeerd doen voor die Here met 'n lied. Ons sing lied 242 terwyl ons so sit en direk daarna 243, net die enkele verse, en ons sing die Amen net aan die einde van die tweede lied 243. Kom ons bedoel hierdie woorde as ons sing, Here ontferm U en Heer wees my genadig. Aan almal wat met 'n ware berou en opregte geloof wil toevlug neem tot hul enigste verlosser, Jesus Christus, verkondig ek in die naam van die Here die vergifnis van sonde. Kom ons doen dan ook saam met gelowiges oor die wêreld heen belydenis van ons geloof. Ons staan, dan doen ons dit hardop saam en direk daarna sonder verdere afkondiging, direk na die belydenis sing ons ook as verdere bevestiging van ons belydenis lied 454, die 3 verse. Kom ons staan vir die geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle weer gegaan het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe.
Voordat ons saam lees uit die woord van die Here, kom ons word stil en dan bid ons saam. Here, U is 'n goeie Vader, vol genade en barmhartigheid. Daarom sê ons dankie vir elke gesondheidswerker, elke dokter en verpleegster en elkeen van die mediese personeel wat in 'n tyd van afsondering, 'n tyd van afstand en 'n tyd van isolasie juis langs ons staan. Ons bid U beskerming vir elkeen van hulle wat in die voorste linie veg. Ook vir hulle gesinne en geliefdes by die huis. Ons bid dat U vrede die wag sal hou oor hulle gedagtes en harte. Ons bid dat U hulle op 'n besondere manier sal bystaan en bemoedig en dat U hoop die vastigheid onder hulle voete sal wees. Dankie barmhartige Jesus vir U voorbeeld van onselfsugtige en opofferende diensbare wat gewone mense se harte inspireer om ook hulle lewe te gee soos U lewe gegee het. Maar mag dit nie stop by hospitale, klinieke en gesondheidswerkers nie, maar laat dit waar wees vir elkeen van ons, waar ook al ons bystand en hulp of liefde en omgee vir ons medemens kan wys. Ja, Here, nogmaals dankie ook vir hierdie mooi nuwe Sondag. En dankie vir U woord, waarby ons nou kan stil staan. Ons wil bid dat U dit sal stil maak in ons harte, en dat U met ons sal praat, deur U Gees. In Jesus naam. Amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit 1 Samuel 17, maar ons gaan eers so 'n bietjie later daaruit saam lees. Dit gaan in hierdie gedeelte om 'n man wie ek dink die meeste van ons redelik goed ken of van weet. En dit is naamlik Goliat, die groot man wat die Israeliete getreid het. Liewe broer en suster, liewe kinders en jong mense, dit gebeur met almal van ons, dat ons een of ander tyd in ons lewens krisisse ervaar. Dit kan miskien wees dat ek siek word. Terwyl 'n mens wag op die uitslae van toetse, kan daar vreeslike gedagtes by jou opkom. Het ek dalk malaria, of kanker, of COVID-19? Dit kan ook gebeur dat 'n mens se werk in die weegskaal kom. Miskien is dit wat altyd vir jou so seker was, ook wat jou inkomste aanbetref, nie meer so seker. Of jy kan 'n krisis ontwikkel met een van jou kinders. Jy wonder miskien of jou kind se eienaardige optrede nie die gevolg is van dwelms nie. 'n Mens se huwelik kan ook begin wankel. Miskien het daar 'n derde persoon op die toneel verskyn. Of miskien is dinge nie meer so doodgewoon soos wat dit voorheen was nie. Ons beleef ook van tyd tot tyd wêreldkrisisse. En ek hoef seker nie veel te sê oor die krisis wat die hele wêreld tans beleef as gevolg van die coronavirus wat versprei.
baie mense voel dan ook die negatiewe invloed hiervan op hulle beursies. Hier in 1 Samuel 17 lees ons van 'n jong man wat ook 'n krisis beleef het. Ons ken die agtergrond van hierdie storie baie goed. Die Israeliete het teen die Filistyne geveg en die twee leers was teenoor mekaar opgestel. Dan kom daar uit die Filistyne 'n reus met die naam Goliat. Goliat het die krag, die wapentuig, die bravade gehad uit 'n bespotting van die arme Israeliete gemaak. Die Israeliete het 'n krisis beleef. Hulle het voor 'n uitdaging gestaan wat hulle nie gedink het hulle kan wen. En hulle krisis is grootliks dieselfde as baie krisisse wat ons ook soms in ons lewens beleef. En daarom wil ons begin deur te kyk na 3 elemente waarvan ons lees in hierdie krisis. Die eerste element was dat hierdie krisis groter was as wat die Israeliete gedink het hulle kon hanteer. Kom ons lees daarvan 1 Samuel 17 vanaf vers 4 tot vers 7. Toe kom daar 'n baasvegter uit die laar van die Filistyne uit. Sy naam was Goliat en hy was afkomstig uit Gat. Hy was 3 meter lank. Daar was 'n bronshelm op sy kop en hy het 'n harnas met skubbe aangehad. Die gewig van die harnas was 57 kg. Daar was bronskerms voor sy bene en tussen sy wapens was daar 'n bronsswaard. Die steel van sy spies was so dik soos die dwarsbalk van 'n weefstoel en die ysterlem daarvan was 68 kg. Sy skilddraer het voor hom uitgeloop. Praat van onvernietigbaar. Vir die Israeliete was Goliat onoorwinbaar. Hulle het nie raad met hom geweet nie. Daar was tog niemand wat voor hom sou kon bly staan en lewe nie. Broer en suster, dit is baie keer ook wat ons dink as ons 'n krisis beleef. Ons dink maklik, hierdie krisis is onoorkombaar. Ek gaan nie hier verby nie. Maak nie saak wat die krisis is nie. Miskien kanker, of 'n finansiële probleme, of die coronaviruspandemie. Dit lyk vir ons baie groter as wat ons self kan hanteer. Die tweede belangrike kenmerk of element van 'n krisis is dat dit 'n mens se krag uitdaag. Ons lees verder vanaf vers 8 tot vers 11 hier in 1 Samuel 17. Vers 8: Goliat het gaan staan en na die linies van Israel geroep. Hy het vir hulle gesê: "Waarom het julle uitgekom om gevegslinies op te stel? Is ek nie 'n Filistyn en julle almal Saul se slawe nie? Kies vir julle iemand om na my toe uit te kom. As hy teen my kan veg en my verslaan, sal ons julle slawe wees. As ek hom baas raak en verslaan, sal julle ons slawe wees en vir ons werk." Verder het die Filistyn nog gesê: "Ek staan die linies van Israel al heeldag en verkleineer. Gee my tog iemand dat ons teen mekaar kan veg." Toe Saul en die hele Israel hoor wat die Filistyn sê,
het hulle geskrik en baie bang geword. Hoor jy? Die hele Israel het baie bang geword na dit wat Goliat vir hulle gesê het. En dit is wat krisisse met 'n mens doen. Dit maak jou bang. Ons reël ons lewens so kalm as moontlik. Ons probeer ons lewens tot in die fynste detail beplan. En dan kom daar skielik 'n krisis. En dan word ons daaraan herinner hoe weerloos ons as mensies eintlik is. En dit hoef nie eers 'n groot krisis te wees nie. Dit kan 'n probleem wees by die huis of by die werk. Dit kan ook die onvermoë wees om van 'n nare gewoonte ontslae te raak, soos rook of te veel drink of iets dergeliks. Een ding is egter seker. Krisisse herinner ons daaraan dat ons krag eintlik maar min is. Die derde element van 'n krisis wat ons hier raak sien, is dat dit nie sommer self weggaan. So lees ons in vers 16, en ons gaan nou nie vers 16 hier voor op die bord gooi nie. Vers 16 lees ons, die Filistyn het 40 dae lank vroeg in die môre en teen die aand nader gekom en reg oor die Israeliete gaan staan. 40 dae aan mekaar maak hy hierdie Israeliete bang. En by ons is dit vandag al so waar die 206ste dag van die inperking. Die probleem met 'n krisis is dat 'n krisis nie sommer net vinnig weggaan. En indien 'n mens die krisis nie aanspreek, is die kanse daar dat dit jou kan vernietig. Dit help ook nie dat 'n mens jou probeer verbeel dat die krisis nie bestaan nie. Nee, jy moet die krisis aanspreek. En soos ons in Engels sê, jy moet dit face. Die meeste krisisse kan nog geïgnoreer word in vroeë stadiums. En dit gebeur ook min dat 'n krisis oornag van klein na baie groot gaan. Gewoonlik is dit 'n proses wat geleidelik plaasvind. Ons sou kon sê dat dit dis die 3 belangrike elemente van 'n krisis is. Dit lyk in die eerste plek na iets wat groter is as wat ek kan hanteer. In die tweede plek daag dit 'n mens se krag uit. En in die derde plek gaan 'n krisis nie sommer van self weg. In ons skrifgedeelte lees ons dan dat Dawid op die toneel kom. En wat was sy reaksie op hierdie krisis situasie? Dawid het vir Goliat gesien, en hy het ook gesien hoe bewe sy medevolksgenote, die Israeliete. Wat is sy gevolgtrekking? Ons lees in vers 26. Wie is hierdie heiden? Wie is hierdie Filistyn? Dat hy die linies van die lewende God verkleineer. Hoor jy wat Dawid sê? Dawid het hierdie krisis in perspektief gesien. Sy reaksie was dat die Here God groter was as enige krisis waarin hy ooit kan verkeer. Selfs sy broers wat hom gekritiseer het, kon hom nie van sterk bring. Hy het nie teruggeduins van hierdie krisis af nie. Hy het daadwerklik iets daaraan gedoen. Dawid het hom
dadelik begin regmaak vir hierdie geveg. Kom ons lees dan ook verder daarvan in vers 40 tot 47 van 1 Samuel 17. Vers 40, Dawid het sy kierie in sy hand gevat, 5 gladde klippies in die spruit uitgesoek en dit by sy skaapwagtersgoed in sy slingersak gesit. En met sy slingervel in die hand het hy op die Filistyn afgeloop. Die Filistyn het toe al nader gekom na Dawid toe, terwyl sy skilderaar voor hom was. Toe hy vir Dawid sien, het die Filistyn hom met minagting aangekyk, omdat hy jonk was, met 'n rooi gelaatskleure en 'n mooi voorkoms. Die Filistyn het vir Dawid gesê, is ek 'n hond, dat jy met kieries na my toe kom? Hy het Dawid toe in die naam van die Filistynse gode vervloek. Verder het die Filistyn vir Dawid gesê, kom 'n bietjie hier, dat ek jou vleis vir die roofvoëls en vir die wilde diere kan gee. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die Almagtige, die God van die linies van Israel, wat jy verkleineer het. Vandag sal die Here jou in my mag oorgee, sodat ek jou kan verslaan en jou kop van jou lyf afkan. Dan sal ek vandag nog die lyke van die Filistynse laar vir die roofvoëls en vir die wilde diere gee, sodat die hele wêreld kan besef dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie hele skare besef dat die Here nie deur swaard of spies verlos nie, maar dat die oorlog aan die Here behoort en dat hy julle in ons mag oorgee. Ons lees tot sover. Al was Dawid nog 'n baie jong man, het hy hom nie deur Goliat laat intimideer het. Ons kan ons indink hoe dat hy met soveel dapperheid teenoor of met die reus gepraat het. Die reus wat omtrent 2 keer sy grootte was. Kom ons dink vir 'n oomblik ook aan die uitdagings in ons eie lewens. Hoe praat jy met die reuse in jou lewe? Wat is jou benadering tot die stryd waarin jy verkeer? Dawid kon sy stryd onverskrokke benader, want hy het geweet die uitkoms daarvan is in die hande van die Here. Hy het geweet sy Here God is die Almagtige. Daarom kon hy vir Goliat sê, vers 47, die oorlog behoort aan die Here en hy sal jou in my mag oorgee. Ons weet wat het toe gebeur. Dawid het vir Goliat met sy slingervel en 1 klippie dodelik verwond. Hierdie groot reus het dood neergeslaan. Liewe broer en suster, liewe kinders, nou kan ons vanoggend vra, wat leer ons hieruit? Wat het Dawid gehad, wat die ander Israeliete nie gehad het? Hoe was dit moontlik dat hy, eerder as soldate wat ouer was en heel wat meer ervaring gehad het, die vyand kon verslaan? Die antwoord is nie dat Dawid maar net dapperder was as die ander soldate. Die uitslag het eintlik niks te doen met wenners en verloorders. Dawid het die reus aangeval
omdat hy geglo het in die goedheid en die regverdigheid van die Here God vir wie hy aanbid. Die krisis kon nie reg wees nie. Die stryd kon nie verloor word. Jy mag dalk besig wees om teen 'n Goliat in jou eie lewe te veg. Onthou Dawid se antwoord in sy krisis. Hy het vasgeglo dat die Here groter is as die probleem. En onthou ook sy benadering tot die krisis. Die oorlog en die uitslag daarvan behoort aan die Here. Dit is in die Here se hande. Dawid het Goliat die stryd aangesien, omdat hy aan die goedheid en die regverdigheid van die Here God geglo het. En as ons dit ook doen, as ons in die goedheid en in die regverdigheid van die Here glo, sal ons ook die Goliats in ons lewens kan aanval. Met die Here ons God as anker en rots, kan ons die krisisse wat oor ons pad kom hanteer. Al lyk die krisisse soms vir ons onoorkomlik. Maar broer en suster, kom ons onthou ook dat die krisis nie van self weggaan nie. Ons moet self iets daaraan doen. Ons moet dit hanteer, soos Dawid dit destyds hanteer het. Ons moet ons krisisse hanteer met die Here God aan ons sy. Amen. Ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir Dawid se voorbeeld. Dat hy nie teruggeduins het vir die Goliat krisis nie, omdat hy in U as sy rots geglo het. Ja, vir ons elkeen om ook in tye van krisisse aan U te bly vashou, sodat ons die krisisse kan hanteer. Dankie dat ons kan weet, o Here God, dat al lyk dinge soms vir ons duister, U is almagtig en U het die hele wêreld in U hand. Ons wil dan bid dat U ook in hierdie nuwe week wat voor lê, U hand oor ons elkeen sal hou en dat U vir ons sal sorg. Ons bid vir hulle wat ons moet regeer, Here, dat U vir hulle wysheid en leiding sal gee. Ons loof U vir U liefde en U genade in ons lewens. En ons vra hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar net uit U groot genade alleen. Amen. Ons slotlied is lied 190, die 3 verse, en ek wil graag vers 3 lees. U oor alles God en hoof, open oë van geloof, dat ons sien geen goed of kwaad, word aan toeval oorgelaat, bokant ons begrip verstand, hou U al wat is in stand. Mag die Here jou en my rots bly, as daar krisisse oor ons pad kom. Lied 190, al 3 verse, ten slotte. Amen.
gaan ook hierdie nuwe week met sy vrede binne. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly.